Aldo, I need to speak to you afterwards. I need to speak to you afterwards. Die ouderling het my notas gelees. My Bybel was oop en het al klaar Matteus 24 vir julle so half aangehaal. En ook in sy gebed het hy ook 'n ander vers wat ek wil gebruik aangehaal. Ek moet maar leer, volgende keer sal ek nie my Bybel ooplos voor ek preek nie, want anders doen hy my preek vir my. Dis okay. Mense, ons soos daar genoem is, ons is op dag 5. Nie almal van julle was hier so van die begin af nie, maar ek wil met iets begin en ek wil sê, as jy nog teen hierdie tyd nog nie glo dat Jesus wel terugkom nie, bid ek vir jou. As jy nog nie glo dat tyd is besig om uit te hardloop nie, bid ek vir jou. If you don't realize the seriousness of the fact that Jesus is indeed coming back, I pray for you. Not for the fact that, oh, you need to come to church or anything, for your own salvation, because God says to us, and I said this Sunday night, God says to us, He wants to be with us. That's the message that God gives. Dis die boodskap wat hy vir ons gee die hele tyd, en hy sê vir ons, sonde het julle weggeneem van my af, en hy gee vir julle 'n geleentheid om terug te kom na my toe. En dis hoekom ons hoop het op die feit dat Jesus Christus terugkom. Want ons kyk na hierdie wêreld en ons sien hierdie wêreld is nie perfek nie. Daar's mense wat nie so sondig was nie, so ek sal julle ook net weer vra. Wie van julle was al teleurgestel deur mense? Ek dink ons almal. Wie het al hartseer gekry in hierdie wêreld? Almal. Wie het al seer gekry? Wie het al gesê ek wil nie meer in hierdie wêreld wees? Julle hoef nie julle hand op te sit nie. Maar ek dink baie van ons. En dis wat die Here vir ons sê, dis hoekom hy sê, dit is goeie nuus as ek terugkom, it's good news that I'm coming back, because this world is not the way that I want it to be. This world is not completely in my will. I've said Sunday night as well, so I'm just repeating because it's necessary for what I want to say tonight. Ek het ook gesê dat ons sê gewoonlik iets is Here se wil, iemand is dood, iemand het seer gekry, dis deel van God se groot plan. Die Bybel sê vir ons, ja, God laat alles ten goeie meewerk, maar dit sê nie dat hy slegte dinge oor jou pad bring. Sodat, what kind of God is that? That he kills your mother just so that you grow closer to him. God wil nie hê dat ons moet doodgaan nie, maar hy sê as gevolg van sonde is daar dood. As gevolg van sonde sukkel ons met probleme. As gevolg van sonde sit ons in situasies waar ons besef ons kan nie mense vertrou nie. We realize we can't trust people, so we have to protect ourselves. We can't be as free as we want to be. And God says, but keep my law, be with me, follow my instructions, and you will be free. You will see eternity, and you will be with me for eternity, and you'll enjoy peace forever. So daar's hoop in die feit dat Christus terugkom. Daar's hoop in die feit dat daar 'n perfekte wêreld kom wat heeltemal anders is as wat ons aan kan dink. As jy nou, if you had to imagine for a second, as jy vir 'n oomblik moes verbeel hoe lyk 'n perfekte wêreld? Wat 'n oomblik. Hoe lyk 'n perfekte wêreld vir jou? Dink daaraan. Die Bybel sê vir ons 'n bietjie van die hemel. Dit sê vir ons daar sal strate van goud wees. Daar sal nie meer trane wees nie. Ensovoorts. Maar selfs ons verbeelding wat ons het van die hemel en van die nuwe aarde, even our imagination that we have, our best thoughts about it is nothing compared to what God has in store for us. Die Bybel sê geen oog het gesien nog of oor het gehoor, no eye has seen or ear has heard what God has in store for his children. En dis waarop ons hoop, dis waarom ons vorentoe kyk, die feit dat Christus dit vir ons gaan en voorberei het. Maar ons is nog hierdie kant van die ewigheid. We are still this side of eternity. If you have Bibles here, whether it's a physical Bible on your phone, gaan asseblief vir my na Matteus 24 toe. Dis waar ek my hoofteks gaan kry vir vanaand, Matteus 24 en spesifiek na vers 44. Matteus 24 vers 44. Sê daar sê amen. Okay, lyk my daar's mense daarso. Amen, daar's 'n amen.
Matteus 24 vers 44, maar van die dag en die uur, Jesus praat oor sy tweede koms, weet niemand nie, nog nie die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. So, okay, ons weet Jesus kom terug, ons kan daarmee saamstem, dis 'n feit. Okay? As God gesê het hy gaan iets doen, gaan hy iets doen. Nee? So if Jesus said he's coming back, then he's coming back. That's no doubt. But then he also says to us, hy sê ook vir ons, niemand weet wanneer dit gaan wees nie. Dit gaan kom op 'n tyd of op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Maar tog, en dit is my fokus vir vanaand, tog is daar tekens wat ons kan gebruik, nie as maniere wat om te sê, die wêreld is sleg en wat kan nie. There's signs that's given to us, not just for us to realize how bad this world really is, but for us to see and have hope in the fact that Jesus is coming soon, that the world is drawing to an end. Are we together? I mentioned Sunday night as well, that that the message that was given by the vision in Daniel 2 from all the kingdoms that were to come was allemaal symbole van onderdrukking. They were all symbols of oppression, saying there will be government systems over you until the day that Jesus comes that will oppress you. So why is this good news? The reason this is good news is because we see that there is hope even in our oppression. Daar is hoop selfs in ons verdrukking. Is ons saam? Kan ek 'n amen op daai kry? Daar is hoop in ons verdrukking. As ons sien dinge raak erger, sien ons dat die wêreld is besig om tot 'n punt te kom. We see things getting worse, and we see the world is getting to a point where it can't get any worse than it can get, if that makes sense. And we see that this is signs of hope, even though it's bad. It's signs of hope that Jesus is coming soon. Time is running out. Tyd is besig om uit te hardloop. Mense is besig om van God af weg te gaan, en sonde word nie net aanvaar nie. Sin is not only accepted, but it's actually promoted. You can agree with me on that one? Yes. Sin is promoted, and actually, ek wil verder gaan en sê, ons word geforseer om ander se sonde te aanvaar. Nee? Vroeger jare en vir eeue lank was dit so dat die meeste van die wêreld het saamgestem met die woord van die Here, nee? Dit was bevraagteken nie. Die woord van die Here is 'n feit, en jy gaan nie links of regs nie. Nou is daar, die woord van die Here, dis dalk nie God se woord nie, dalk is net party mense se opinie, maybe it's not as correct. You know, there's people that saying they are Christian, but they say that the Bible is only 90% correct. If you agree with that, I'm praying for you. Because if we say we are Christian, if we say we are children of God, and we are people of the word, then we have to take the whole of God's word as is. Dan moet ons as ons sê ons kinders van God, moet ons die hele woord van God vat, net soos wat dit is. Ons aanvaar dit in geloof. Ons aanvaar dit dat dit 'n feit is, want dit is die woord van God. God se woord word afgebreek, maar hy beloof vir ons dat hernuwing kom, dat regstelling kom. He's promising to us that renewal and rejuvenation is coming to us. So hold on. Time is running out. Tyd hardloop weg. Maar as niemand die uur ken nie, hoe weet ons dan wanneer dinge nader, stap? If no one knows the hour, if the Bible tells us that no one actually knows when Jesus will come, how can we look forward to that day? Hoe kan ons vashou aan daardie dag? Ek weet onlangs gehoor, ek dink dit was vir Oktober 7, who's heard recently that the rapture was supposed to happen? There was a big thing in the news. Okay, a few of us, die wegraping moes gebeur het. Nou, ek kan 'n hele preek doen oor die wegraping nie Bybels is nie, maar ek gaan dit net daar so los vir nou, want dit is my hooffokus nie. Maar mense het daarin geglo, en ek maak nie 'n bespotting van die mense wat dit geglo het nie, want dis mense wat werklike geloof gehad het in die Here. Mense wat werklik vorentoe gekyk het op die feit dat Christus gaan terugkom. Geloof gehad het in daardie. As ek mag, wil ek julle 'n soortgelyke storie vertel van ons wat hierso is sal al die datum ken, maar Oktober 22, 1844. Vir 4 jaar voor daardie datum het 'n groep gelowiges die boeke van Daniel 6, 7, 8 en 9 bestudeer, and they discovered through studying the book of Daniel that something big has to happen. They did the maths, and initially they thought
that Jesus was, according to Daniel 7, 8 and 9, that Jesus was supposed to come back in 1843, and then they reworked the maths and they saw now Jesus, they believed, was supposed to come back October 22, 1844. Jesus moet terugkom daardie dag. Nou wie kan vir my die antwoord gee? Give me a spoiler alert. Did that happen? No. We're still here, you know? Are we not? So that they were disappointed, and if you go Google that date, you'll find that it's titled as the big disappointment, or the great disappointment. Die groot teleurstelling. Oktober 22, 1844. Mense het gedink Jesus Christus gaan terugkom en het gesien, maar hulle was verkeerd. Maar hulle het nie toegelaat van hulle het, maar baie van hulle het nie toegelaat dat dit hulle geloof wegneem nie. Daar's kere in ons lewens wat ons dinge lees wat die Bybel sê, wat ons 'n sekere manier verstaan, wat ons later van tyd ergens anders verstaan. As ons saam. Okay? We read certain things and we believe in certain facts, and then later on we realize, no, but I was wrong. Now, there's two choices you can do with it. You can either, well, actually three. You can either ignore it, or you can say, oh, I was wrong all these years, my church taught me wrong, and I have to leave the faith. That's one option. The other option is to actually use that as encouragement. Die ander opsie is om dit gebruik as 'n motivering om dieper jou Bybel te studeer. To read the Bible more thoroughly, and to make sure you understand the Word of God correctly. And that's what happened with this group of people. They encouraged to read the Word of God more thoroughly, and they discovered that, no, Jesus wasn't supposed to come back in 1844, but what did happen was Jesus went into the most holy place. Nou, wie van ons hier is bekend met, soos hulle in Engels sê, the Day of Atonement? En Joodse, okay, ek sal dit vinnig sê. So, in ou Joodse geloof en kultuur het die Here vir hulle, of vir die Israeliete, hierdie stelsel gegee om, hulle het elke dag offerandes gemaak, sodat hulle van hulle sondes skoon kon wees, maar een dag op 'n jaar, so die hele volk saamgekom het, the whole nation would have come together, and in that day, they would have come and atoned of their sins. Hulle sou gekom het en gesê, ons almal het gesondig. En die hoëpriester sou in die allerheiligste van die heiligdom ingegaan het, en hy sou namens die volk gesê het, vergewe hulle, asseblief. Okay. Dit is wat God gebruik het om vir die Israeliete te wys wat Jesus sal doen. Ons sien dat Jesus het gekom aarde toe en hy het vir ons gesterf, hy het sy bloed vir ons gegiet. Hy het ons skoon gewas van ons sondes, en ons sien dan as ons die profesie volgens, ons het nie vanaand tyd daarvoor nie, maar gaan lees Daniel 7, 8 en 9 en jy sal sien waarvan ek praat. Ons sal sien dat Jesus Christus vir ons in die hemel ingegaan het. Hy het namens ons ingegaan, hy het ons verteenwoordig, want as die hoëpriester ingegaan het namens die volk, he would have worn this breastplate full of different precious stones that represented the rest of Israel. Hy sou 'n borsplaat gedra het met verskillende edelstene wat die res van Israel verteenwoordig het, om te sê, maar ek staan hierso vir die res van hulle. En ons sien dat op daardie datum het Jesus in die allerheiligste ingegaan, en hy het namens ons gestaan voor God die Vader en gesê, maar ek het gesterf vir hulle. Vir elkeen wat my naam aanvaar, ek het gesterf vir hulle. En van daai datum af is God al besig om deur die boek van die lewe te gaan en te sien, maar wie het dit gemaak en wie het dit nie gemaak nie. En broers en susters, ek bid dat julle name opgeskryf is in die boek van die lewe. Daar is nog tyd, maar tyd is besig om uit te hardloop. Die dag wanneer Jesus terugkom, gaan dit al te laat wees om te sê, Here, ek besef ek's laat. Daar is nog tyd, maar tyd is min. As ons saam. Matteus 24 vers 3 tot 8. Geef vir ons tekens. Matteus 24 vers 3 tot 8 sê. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, net 'n bietjie lig hierso kry. Toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld? En Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie.
Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Daar is baie mense wat bestaan wat sê, nee, maar die Bybel sê A, B en C. Daar's baie mense wat sê, but the word of God says you should do this. Don't be misled, moenie mislei word nie. Lees self die Bybel, maak seker dat, selfs wat ek vanaand sê, gaan lees self die Bybel. Ek sal altyd sê, moenie my glo nie, gaan lees die Bybel. Maak seker, ek is net hierso om met julle te deel wat ek ontdek het uit die Bybel, maar gaan lees die Bybel self. Dis elkeen van ons verantwoordelikheid om dit te doen, sodat jy nie mislei word nie. Pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is Christus en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Ons hoor gereeld, ek hoef nie deur die name te gaan nie, maar ons hoor gereeld van oorloë, wat gebeur het, wat huidiglik gebeur. Ek meen, toe die Israel-Gaza oorlog gekom het, het ons almal ewe skielik vergeet van Rusland en Oekraïne. Want daar's net te veel om in te neem. Daar's net te veel oorloë. There's too many wars to really understand what's going on. And it can be depressing. It can think, but what if it happens here? Wat as dit hier soos met ons gebeur? En wat Jesus vir ons sê is, moenie, wat sê hy, geliefdes? Moenie verskrik word nie. Don't be scared, because these things need to happen. The world needs to see, let me put it this way, that the children of God need to see the ugliness of the world to really realize what they are being saved from. Are we together? Die kinders van God moet regtig sien hoe lelik hierdie wêreld is, sodat ons werklik sien hoe vuil hierdie wêreld is. Maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan. The nations will rise against each other. En die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en gesiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge as 'n begin van die smarte. En die teks gaan verder. Ek roep julle om te lees van 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Hierdie praat oor, wat ek nou net gelees het, praat oor buite dinge wat gebeur. It talks about the world, you know. And we can easily say, but that's what's happening there. The war doesn't affect me. That's fine. You can say that. But 2 Timothy 3 verse 1 to 5 says the following. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees. As julle so mense ken, sê ja. Die mense sal selfsugtig wees. Geldgierig. Grootpraterig. Verwaand. Beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees. Kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hoe baie van ons haal makliker ons foon uit vir TikTok, vir YouTube, as wat ons Bybel uithaal. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Stay away from such people. I don't have the English version here, but I'll try. This you must know, in the last days there will be difficult times. The people will be selfish, lovers of money. Grootpraterig in Engels, in iemand? Het is moeilijk om tussen die twee talen te gaan. I want to say narcissistic for the word. You can go on and read 2 Timothy 3 verse 1. But the warning is that there will even be people that look like they're holy and look like they are religious, but they are not. Stay away from such people, not just the last kind of people, but everyone. You know? As ons saam. Ons het gesê, ons ken sulke mense. Nou, hoekom sal die Bybel vir ons sê, bly weg van sulke mense af? Want dit is mense wat jou gaan aftrek. This is people that will bring you under. And unfortunately, this is a problem that we sit with. We are often those people ourselves. Ongelukkig.
Ek is jammer om dit te sê. Nou, maar ek sê dit uit ervaring en ek sê dit nie net van julle nie, maar ek sê dit ook vir myself. Ek was al ook 'n hele paar as nie al van hierdie dinge op 'n tyd in my lewe nie. So wat is dan die antwoord? Die Here sê vir ons, bly weg van sulke mense af. Hoekom? Want ek wil hê julle moet gereed wees. Ek wil hê julle moet voorbereid wees. I want you to be prepared because I want you to live a holy life in me so that you can also see eternity. Amen? Amen. Time is running out. Go away from such things. Don't just stay away from such people, but don't, because you can't stay away from yourself. So don't be such a person yourself. Does that make sense? Jy kan nie wegbly van jouself of nie. So moenie so 'n tipe persoon wees nie, want dit is nie die tipe mense wat die ewigheid gaan sien nie. Dit is nie die mense wat gaan bereik nie. Maar die waarskuwing is dat hierdie dinge gaan toeneem. En soos my ouderling gesê het, Matteus 24 sê, soos in die dae van Noag, en ons weet hoekom die Here daai tyd die wêreld verwoes het. Die wêreld het net te erg geraak. Die mense wou nie meer na God geluister het nie. The people didn't want to listen to God. And God decided to reset. Right? And the Bible says the world is going to be just as bad. And my only question is, why hasn't Jesus come yet? Because it's already there. But Jesus says, die Here sê vir ons, kyk vorentoe. Kry hoop in hierdie dinge. Want dit sal 'n teken wees dat ek gou kom. Openbaring 6 sê vir ons, dit praat oor die gelowiges, diegene wat aan Jesus vasgehou het. Dit sê, hoe lank nog, heilige en getrouwe heerser? Wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? How long, Lord? How long are you going to continue to allow these things to happen? The Psalms also speak of the same thing. How long, Lord, are you going to continue allowing the world to be as bad as it is? And Jesus says, not too long. Maar wat huidiglik gebeur, is 'n sifting wat plaasvind. There's a sifting that's taking place. There's a distinction that will be drawn between those who are saved and those who are not. Those who find themselves in God and those who are not. I ask you to turn, ek vra julle om te blaai na Openbaring 12. Revelation 12. Ek gaan nie al die verse lees nie, maar ek gaan julle aanmoedig om dit self te lees. I would encourage you to read Revelation 12 for yourself. Dit gee vir ons die opsomming van hoe sonde in hierdie wêreld gekom het. Dit vertel ons hoe die Satan 'n derde van die engele mislei het en omdat God hom uit die hemel uit geskop het, het hy besef maar ek kan nie God aanval nie. So wat besluit die Satan om te doen? What does the devil then decide to do when he realizes but he can't attack God directly even though he's already convinced a third of his angels to leave heaven, to be kicked out of heaven with him? What does the devil do? If you can't hurt someone, and I hope that none of you have ever had that thought. My gebed is dat niemand van julle al daardie gedagte gehad het nie, maar dink dit vir 'n oomblik. As jy vir iemand wou seermaak en jy kan aan niks van hulle raak nie hulle finansies nie hulle huis nie, niks nie. En wat is jou volgende opsie om hulle seer te maak? Hulle kinders. So die duiwel besluit om God se kinders na te gaan en dit lyk asof hy dit reg kry. En want hy het Eva verlei en Adam het ook geval en ons sien hoe sonde in hierdie wêreld inkom en we see how sin comes into this world and we also know that Jesus comes as a solution to that so that we have salvation. But the devil still works hard. Die duiwel werk nog steeds hard. En ons sien hier so in die laaste paar verse van Openbaring 12. The last few verses of Revelation 12. We see a special group of people that will especially be attacked. I'm sorry, I'm bringing good news, but I'm also not. Ek bring goeie nuus, maar ek bring dit ook nie, want die feit van die saak is, hoe meer jy nader aan die Here groei, the closer you grow to God, the more the devil will try and attack you. I'm not here to tell you that the more you grow in God, the safer you'll be. Yes, God protects you, but the devil, God has to protect you more because the devil also will try and attack you more. So ons sien hoe die duiwel die kinders van God probeer aanval.
En hulle praat van 'n spesifieke groep mense wat die duiwel veral gaan op fokus in hierdie laaste dae. En dit sê vir ons so volgende. Vers 17 van Openbaring 12, verse 17 of Revelation 12. En die draak, wat die duiwel is, was vertoond oor die vrou, wat die kerk is. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Het julle dit gehoor? Die duiwel is veral kwaad vir daardie wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou, daar's baie mense. There's many people that have the testimony of Jesus Christ. I think there's a lot of people that are faithful, that believe, that not just believe, but truly have a relationship with Jesus Christ. But that relationship, daardie verhouding met Christus, moet jou oorbring in 'n lewe in hom. Ander vers in Openbaring praat ook, ek dink dit is Openbaring 6 of 7, wat ook praat van diegene wat gered gaan word, is diegene wat getuienis van Christus het, maar ook die gebooie van God onderhou. As dit saam. So daar's net twee vereistes, as jy dit eenmal wil maak. Wat staan twee vereistes? What are the two requirements to get into heaven? Have the testimony of Jesus Christ, which means you can't testify about something if you don't know about something. As dit saam. Ek kan julle nie vertel van my ouderling hierso, van sy lewe, as ek niks van hom weet nie. Ek moet hom leer ken, as ek vir julle wil sê wie hy is, wat hy en glo, wat hy doen, ensovoorts. So, to have the testimony of Jesus Christ, you have to have a relationship with him, you have to know him. And we only know, I like this analogy, so I'll use it every chance I get, but I can't have a relationship with my wife if I only speak to her an hour, on an hour in a weekend and ignore the rest of the week. Are we together? Ek nie 'n verhouding met my vrou as ek net met haar 'n uur of 2 praat en die res van die week is ons stil nie. Maar dis wat ons met God doen. Here, ek het vanoggend 5 minute my vers gelees. Jy weet, Here, ek het kerk toe gegaan. I went to church, Lord. I should be fine. No. You have to have a relationship with Jesus Christ. But the second requirement is what? Wat's die tweede vereiste? Keep his commandments. Keep his commandments. Thank you. Hy sê gebooie. Ons sien dat die Christen wêreld uitkyk word op elke punt aangeval. Is ons saam? The world is attacking every single Christian viewpoint there is, trying to force the Bible to not be accepted as truth. Al wat ons het word aangeval. En ons moet aan die woord vashou. We have to hold on to the word of God. As I said, there's a sifting that's taking place. There's a group of people that hold on to the commandments of God. Daar's 'n groep mense wat gaan aanhou aan die gebooie en aan die wette van God. En na die getuienis van Christus gaan hê. Daar's mense wat gaan nie. Die vereiste wat vir ons is om ons Bybel self te lees. Om seker te maak dit wat ons glo reg is. Om seker te maak dat die God wat ons dien, die ware God is. Om seker te maak ons lewe 'n lewe volgens wat God van ons vereis. To make sure we live a life that is required by God. Are we together? Because, let me ask it this way. Who doesn't want to make it to heaven? Okay, who wants to make it to heaven? So if God says there's only a certain kind of person that makes it to heaven, as God vir jou sê, daar is net 'n sekere tipe mens wat dit in die hemel gaan maak, hoekom sou jy dit nie doen nie? If you have a relationship with God, if you truly love God, and He says, if you love me, keep my commandments, as jy my lief het, hou my gebooie, hoekom sal jy dit nie doen nie? Veral as jy in die hemel wil gaan. Geliefdes, dit is my boodskap wat ek met julle los. Tyd hardloop uit. Lees die Bybel, maak seker julle word nie mislei nie. Maak seker julle weet wat die tekens is. Make sure you know what Christ's second coming will look like. Because in the troubles that we have, en hierdie probleme wat ons het die aarde, mense wat selfsugtig is, mense wat liefhebbers van hulself het, men who are lovers of themselves and who promote sin and try and force others to also accept their lives of sin. Those will be sifted out. Those will not enter the kingdom of heaven. Jy gaan nie in die koninkryk van God inkom as jy nie aan God se woord vashou nie, as jy nie lewe volgens God se woord nie. So my gebed is dat elkeen van julle vashou, dat elkeen van julle nie net na hierdie preek luister nie, nie net
'n vers 'n dag lees nie, maar dat julle diep julle Bybel studie, that you truly read the Word of God, so that you are prepared for His second coming. Let's close our eyes. Ons Here en Hemelse Vader, ons wil gereed wees vir die tweede koms. Ons wil in die ewigheid gaan, Heer, nie net vir, ek wil sê die voordele daarvan nie net omdat ons die leeu en die lam wil saam sien nie, en nie net omdat ons wil eet van die boom van lewe nie, Heer, maar omdat ons werklik met U wil wees, Heer. Because we truly want to be with You, God. Lord, help us to hold on to that hope, not just the hope, but the knowledge that You are coming soon. We see this world as it is, and we see the world for what it is. We see that this world is far from perfect. In fact, it's exactly the opposite of what You want from it, Lord. Die goeie oomblikke wat ons het, is net oomblikke wat ons saam met U het. Want dit is die enigste plek waar ons die ewige vrede kry, Heer. Tyd saam met U is die enigste vrede wat gaan hou, die enigste geluk wat gaan hou. Alles anders is tydelik, everything else is temporary, Lord. And Lord, if there are some of us tonight that need to recommit ourselves to You, or if there's some that have never committed themselves to You, Lord, I pray that they do so. Ek bid, Heer, dat ons vashou, dat ons onsself hernuwe, dat ons na U toe kom en laat U toelaat om ons te hernuwe. Dat as daar mense hier so is wat nog nie gesê het, maar Here, ek wil U aanvaar nie. Here, ek wil 'n lewe in U lei nie, dat U aanvaar, Heer. En nie vir enige iemand se ontwil nie, maar vir haar eie, Heer. Dat hulle werklik U vrede en U liefde en U genade en U geluk sal ondervind. Lord, my prayer is that every day we grow closer to You. That we realize that we cannot do this in our own power. Dat ons dit nie in ons eie krag kan doen, Heer, but only through You. Lord, allow Your Holy Spirit to be in this place, to be in this area. Laat die Heilige Gees in elkeen van ons werk. Dat ons mekaar sal aanspoor in liefde. Dat ons mekaar sal bemoedig met die hoop dat U eendag terugkom. En Heer, dat ons weet dat dit ook nie nog 100 jaar is nie. Dat dit moontlik môre kan wees, Heer. Dat U daardie dringendheid in ons harte sit, Heer, dat ons sal weet dat U werklik terugkom, dat ons lewens, ons kan ons lewens verander, Heer, volgens U wil, dat ons sal voorbereid wees, Heer, en ons gaan nie perfek wees nie, Heer, ons gaan steeds foute maak, U weet dit, en ek dank U vir U genade, Heer, maar ek bid ook dat ons nie daardie genade misbruik nie. I pray that we don't misuse Your grace as a justification for sin, but that we use Your grace as a second chance, as a way to grow closer to You. Dat ons U genade gebruik om nader aan U te groei, Heer. Mag U seën op elkeen van die persone hier so wees, Heer, en as daar iemand is wat buite die tent was, wat die hele tyd gewik en wy het en besluit het om nie in te kom nie, Heer, maar tog geluister het na die boodskap. Wees ook met daardie persoon. Ek bid dit alles in groot en wonderlike naam. Amen.